jy beleef steeds, Immanuel, God is met ons. Amen, is dit die rede vir die seisoen nie? God is nog steeds met ons, amen. Is jy dankbaar en bly dat die Here saam met jou is nog steeds, amen. En ek het vir jou goeie nuus, en die nuus is dat die Here is ook saam met ons in volgende jaar. Amen, God is there already. As ek nou na liedjie, ek dink aan 'n song wat sê, because He lives, I can face tomorrow. Amen, ek sien kans vir die dag van môre omdat die Here leef, amen. Loof die Here, ons gaan na die Ou Testament toe vanmôre. Die Here het 'n skrif en 'n gedeelte op my hart gelê in 2 Konings 4 vers 8 tot 37. En terwyl ons so aan die einde van 2025 staan, en kan jy glo, sommige van julle gaan ek eers volgende jaar weer sien. Only next year. Amen. So die einde van hierdie jaar, en as ek terugkyk oor hierdie jaar, dan sal ek iets kan sê, dis dat Ebenezer Eser tot hier toe die Here gelei. Tot hier toe die Here ons gedra. Ek is dankbaar. When I remember what the Lord has done, I'll never go back. So ek is dankbaar dat die Here ons hand gevat het in hierdie jaar. Is iemand saam met wat dit kan getuig om te sê die Here het ons deurgedra in hierdie jaar. Ek het 'n dankbare hart teenoor die Here. Dit was 'n rowwe jaar. Wie het 'n rowwe jaar beleef? Waar is dit Johan? Mense sê ek trek die regte mense. Rowwe jaar beleef. Halleluja. But God is in control. God is in beheer. Amen. Ons lees saam dan 2 Konings. Ons dank die Here, Dok Raymond rus lekker. Ons dank die Here dat sy skouer genees mooi. En ons dank die Here ook vir waar hy is en Amanda is en lekker is. Kom ons lees saam dan 2 Konings 4 vers 8 tot 37. 'n verhaal in die Ou Testament wat diep in my hart sny vanmôre, en ek glo ook dat hierdie woord vir iemand vanmôre is en saam met ons kan wees. Ek weet dat die Here met my gepraat oor hierdie woord, en ek glo dat hierdie woord ook vir u tot stigting gaan wees. En op 'n dag het Elisa verbygegaan na Sunem. En daar was 'n vermoeiende vrou wat by hom aangehou het dat hy brood sou eet. En so dikwels as hy verbygaan, het hy daarheen weggedraai om brood te eet. En sy het aan haar man gesê, kyk tog, ek merk dat dit 'n heilige man van God is, wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons tog 'n klein ommuurde bokkamer maak, en laat ons daar vir hom 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, dan kan hy daar intrek. En toe hy op 'n dag daar kom, het hy in die bokkamer ingetrek en daar gaan lê, en aan sy dienaar Gehasie gesê, roep hierdie Sunamitiese vrou. Nadat hy haar dan geroep en sy voor hom gaan staan, het sê hy vir hom, vra haar tog, kyk, jy het al hierdie sorg aan ons bestee, wat kan daar vir jou gedoen word? Kan daar vir jou 'n goeie woord gedoen word by die koning of die leerowerste? Maar sy antwoord, ek woon onder my volk. Daarop sê hy, wat kan daar dan vir haar gedoen word? En Gehasie antwoord, voorwaar, sy het geen seun nie, en haar man is dood. Is oud, skus tog. Ja, maar skus. Voorwaar, sy het geen seun en haar man is oud. En hy sê, roep haar. En toe hy haar geroep, en sy in die deur, luister mooi, let op hierdie stukkie. En toe hy haar geroep, en sy in die deur gaan staan, het sê hy, sulke tyd oor 'n jaar, sal jy 'n seun omhels. En sy antwoord, ag nee, my Heer, man van God, moenie vir die dienares lieg nie. En die vrou het swanger geword, en 'n seun gebaar, op daardie tyd oor 'n jaar, soos Elisa met haar gespreek het. Maar toe die kind groot was, het hy op 'n dag uitgegaan na sy vader, en na die maaiers, en vir sy vader gesê, my kop. Die sê toe vir 'n dienaar, dra hom na sy moeder. En hy het hom gedra en by sy moeder gebring. En hy het op haar knie gesit tot die middag en gesterwe. En sy het opgeklim en hom in die bed van die man van God neergelê, en agter hom toegesluit en uitgegaan. Daarop roep sy haar man en sê, stuur tog vir my een van die dienaars met een van die eselinne, dat ek gou na die man van God kan gaan en terugkom. En hy sê, waarom gaan jy vandag na hom? Dit is geen nuwe maan of Sabbat nie. En sy antwoord, wees maar gerus. Toe saal sy die esel op en sê aan haar dienaar, jaag aan en gaan voort. Hou my nie op in die ry nie, behalwe as ek jou sê. Sy het dan weggegaan en by die man van God op die berg Karmel gekom.
Sodra die man van God daar op die afstand sien, sê hy aan sy dienaar Gehasie, kyk, daar is die Sunamitiese vrou. Loop na haar toe tegemoet en sê vir haar, gaan dit goed met u? Gaan dit goed met u man? Gaan dit goed met u kind? En sy antwoord, goed. Maar toe sy by die man van God op die berg kom, het sy sy voete gegryp en Gehasie het aangekom om haar weg te stoot. Maar die man van God sê, laat haar staan, want haar siel is bitter bedroef in haar. En die Here het dit vir my verberg en my dit nie meegedeel nie. En sy sê, het ek van my Heer 'n seun gevra? Het ek nie gesê, moet my nie mislei nie? En hy sê vir Gehasie, gord jou heupe en neem my staf in jou hand en gaan heen. As jy iemand teekom, groet hom nie. As iemand jou groet, antwoord hom nie. En lê my staf op die gesig van die seun. Maar die moeder van die seun sê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hy het opgestaan en agter haar aangeloop. En Gehasie het voor hulle uitgegaan en die staf op die gesig van die seun gelê. Maar daar was geen stem, geen opmerksaamheid nie. Daarop gaan hy terug om hom tegemoet en bring hom die berig en sê, die seun het nie wakker geword nie. En toe Elisa in die huis kom, was die seun dood, neergelê op sy bed. En hy het ingegaan, die deur agter hulle twee toegesluit en tot die Here gebid. Daarna klim hy op en gaan lê op die kind en sit sy sy mond op die se mond, sy oë op die se oë, sy hande op die se hande en buig oor hom neer. En die vlees van die kind het warm geword. Daarop het hy teruggekom en in die huis een keer heen en weer geloop om dan opnuut op te klim en oor hom neer te buig. En die seun het 7 maal genies. En die seun het sy oë oopgemaak. Toe roep hy Gehasie en sê, roep hierdie Sunamitiese vrou. Nadat hy haar dan geroep en sy by hom gekom het, sê hy, tel jou seun op. En sy het ingekom, voor sy voete geval en na die aarde gebuig en sy het haar seun opgetel en uitgegaan. Wat 'n kosbare verhaal. Ek het myself so probeer indink wat dit moet wees om hierdie Sunamitiese vrou se skoene te wees en hierdie vrou van geloof in wat sy gedoen het. En as ek 'n tema kan sit by die woord vandag, is dit die dood van 'n belofte. Kan ons saam bid? Vader, ons dankie vir die woord vanmôre, die woord wat die waarheid is, die woord wat 'n tweesnydende swaard is. Ek dank U, Here, vir hierdie belofte en elke belofte in hierdie woord wat deel is van ons lewens. Ons dank U vanmôre, Here, dat die woord soos 'n swaard sal ons harte penetreer. Mag geen persoon dieselfde uitstap vanmôre soos wat hulle ingekom het nie. Maar ons bid dat lewens veranderd sal wees in die naam van Jesus. En mag Quintus nie die woord bedien vanmôre nie. Maar Heilige Gees, ek gee U die volle reg om deur my te spreek. Spreek deur my. Ek is 'n tempel van U Gees vanmôre. En ek bid, Here, dat die woord soos brood gebreek sal word in ons harte val. In Jesus naam. Amen. Om konteks te gee rondom hierdie verhaal. Dit was droogte. Dit was hongersnood. Nou, hierdie droogte en hierdie hongersnood kom al 'n geruime tyd. As ek 'n paar hoofstukke terug kan gaan ons terug na tot so ver as 1 Konings toe. 1 Konings 17, waar Elia gespreek het met koning Agab en gesê het, nadat hy met die Baal-profeet het gesê, daar sal geen reën wees op hierdie aarde, totdat nie met my woord was nie. Wie kan dit onthou? En toe hulle vuur uit die hemel uit gebid het, in hoofstuk 18, dinge gebeur in hoofstuk 19, waar hy weghardloop het vir Jezebel, en 'n hele verhaal het rondom Elia gebeur, maar daar was droogte in hierdie tyd gewees, verskriklike droogte, hongersnood. Ons is nou by 2 Konings, die 4de hoofstuk, maar as jy 2-3 hoofstukke verder lees, hoofstuk 6, sal jy die impak van hierdie droogte en hongersnood sien. Hoofstuk 6 is chaos. Hoofstuk 6 praat hulle van, en hoofstuk 7 is daar, dit is 'n droogte tydperk. Dit is so 'n impak, dat die ouers van daardie dorpie, het hulle kinders begin eet, omgegaan in kannibalisme. Hulle het duiwemis geëet. Duiwemis was te koop gewees vir 'n bord kos. Nie net duiwemis nie, maar ook 'n donkie se kop. Donkiekoppe was te koop, duiwemis. En as dit nie genoeg was en jy nie die geld en die finansies gehad het om dit te kon koop nie, het hulle oorgegaan na so 'n daad en die kinders van mekaar begin eet. Vandag is dit my kind, môre is dit jou kind.
Die koning was op daai stadium het so gesê toe 'n vrou by hom kom, hoofstuk 6 het gesê, maar hierdie vrou ek het my kind gegee en vandag moet ons haar kind eet. En hy sê, maar wat moet ek doen? Wat wil jy hê as die Here nie gaan ingryp in hierdie droogte nie, gaan niks verander nie. En hy het sy klere geskeur en 'n hele verhaal rondom dit gebeur. Om hierdie verhaal nog erger te maak is dat die hele volk was omsingel gewees. Hulle was, daar het in hoofstuk 6, sal jy gaan lees in hoofstuk 7, hoe Gehasie se oë toe was, en hy kon nie gesien het, hy het sy oë gevestig op die leerowerste, wat hierdie plek omsingel het, en die Here Elisa het gebid, dat sy oë moes oopgegaan het, en hy kon sien, hoe die Here anderste rondom hulle is, en daar is 'n mooi gesegde wat sê, when I'm surrounded by you, is dit nie so nie, dat die Here maak ons nog steeds toe in hierdie tyd, en hier is 'n hongersnood, en droogte, en dit is 'n erg tydperk en niks gebeur nie. En hier vind ons hierdie Sunamitiese vrou. Hierdie Sunamitiese vrou leer die Bybel vir ons, dit is iets kosbaars, dat hierdie vrou was 'n vermoeiende vrou. So dit het met haar goed gegaan, finansiëel en al die, sy was wel af ensovoorts, maar iets is kosbaar rondom hierdie vrou. Elke dag, of gereeld, kom ons sê, so het Elisa verby haar huis gestap. En hierdie Elisa het nie net verby haar huis gestap nie, maar sy het ook hom ingenooi om by haar te kom eet. Dit was my so kosbaar om te dink dat die pad na 'n man se hart is deur sy. Halleluja. Gebeur in die Kaap ook so. En hy kom in en hy kom sit en hy kom eet by hierdie vrou. En hy kom gereeld kom hy daar uit en iets is kosbaar. Hierdie Sunamitiese vrou sê iets kosbaar. Sy sê, ek merk dat hierdie man van God gereeld by ons verbygaan. Gereeld, en sy het gereeld vir hom begin kook en gereeld by hulle gegaan. Die Engels sê nog so mooier. Die King James version sê, and she said unto her husband, behold now, I perceive that this is an holy man of God. En sy het gesê, ek wil nie hê dat hierdie man net by my huis verby stap nie, maar dit wat hierdie man het, dit wat rondom is, wil ek nie hê moet net verby my huis gaan nie, maar ek wil ook hê dat dit in my huis moet bly. Ek wil hê dat hierdie teenwoordigheid van hierdie man, wat God, die Here was saam met hom gewees, daar was 'n mantel op sy lewe, dit mag nie net verby my huis gaan nie, dit mag nie net vir 'n tydelike tydperk rondom 'n etenstafel by my wees nie, maar ek wil hê dat hierdie man van God by ons huis moet woning maak. Hy moet hier bly by ons. En dit wat hy het en wat hy ervaar, want ek hou van wat ek sien. En dit wat ek ervaar is, dat terwyl hy 'n man van God is, en hy sit in my huis, is God in my huis. En hierdie Sunamitiese vrou het iets moois gesê, sy raak betrokke en sy sê, ons gaan vir hierdie profeet, gaan ons 'n klein ommuurde plekkie bou. Ons gaan vir hom 'n bachelor flat gee. Ons gaan hom 'n loft gee. Ons gaan vir hom 'n plekkie gee waar as hy by ons kom eet, want wie is saam met Quintus vanmôre, maak hy vol. Dan raak jy weer in die bed en 'n bietjie gaan lê. En hierdie man het gesê en sy het gesê ek gaan nie net vir hom ek wil betrokke raak. Ek gaan nie net vir hom 'n klein ommuurde plekkie bou nie, maar ek gaan dit ook ten volle mobileer. Ek gaan hom 'n bed insit. Ek sit vir hom 'n tafel in, ek sit vir hom 'n stoel in, en ek sit vir hom 'n lamp in. En al hierdie goeders ten volle gemobileerde plekkie, kom by en hy eet lekker by hierdie Sunamitiese vrou, en hy en Gehasie gaan in die plek in, en hier is hulle. En iets is vir my so kosbaar, dit dink jy oor. Dis hongersnood, dis droogte. En hierdie vrou besluit, dat ten spyte van wat ek sien, ten spyte van wat ek ervaar, ten spyte van hoe die politieke agenda is rondom my, ek wil nog steeds betrokke raak en belê in die dinge van die Here. Ek wil nog steeds betrokke raak. Sy merk dat dit 'n man van God is en sy doen al hierdie dinge vir hom. En iets is vir my kosbaar toe ek daaraan dink, sien ek hierdie prentjie. Terwyl hy in sy vertrek in sy kamer ingaan, kom en ek dink maar, wow, hierdie vrou het vir my iets kosbaars gedoen. Sy het vir my 'n plekkie gemaak en al die dinge gedoen. En hy sê vir Gehasie, roep haar, laat haar na my toe kom. En hy vra, maar wat kan ek vir jou doen? Man, jy het soveel goedheid aan my bewys. Wat kan ek vandag vir jou doen? En hy sê vir haar, en sy sê vir hom, hy sê vir haar, maar kan ek vir jou met die leerowerste gaan praat? Kan ek met die koning 'n woord doen vir jou? Wat is daarin? En sy sê niks nie.
Ek bly net nie so, ek is happy, I'm content. En net as my nog meer kosbaar, terwyl sy weg gaan sê, Gehasie, luister, sy het nie 'n kind nie. Daar is geen seun hier nie. Wat Gehasie eintlik sê is, daar is geen nageslag hier nie. Daar is niks, daar is nie 'n toekoms vir hierdie huis nie. Dit stop hier. En Gehasie sê, Elisa sê, vir Gehasie, gaan haal haar. Hier is die kruks. Sy gaan staan in die deur. Toe sy in die deur staan, toe sê Elisa vir haar, jy, volgende jaar hierdie tyd, sal jy 'n seun baar. Jy weet, wat is my kosbaar in hierdie gedeelte? Hierdie deur was nie daar gewees in 'n vorige seisoen. Omdat sy betrokke geraak het in hierdie seisoen, het sy in die deur gaan staan van 'n deurbraak in haar lewe. Omdat sy gaan betrokke raak het, sy staan in 'n deur wat die vorige seisoen nie daar was nie. En omdat sy in hierdie deur gaan staan, toe sê hy vir, jou deurbraak is hierso. There's something for you. Daar's iets vir jou. En sy sê, moenie vir my lieg nie, my man is oud. Ek het jou gesien, hier stamp jy jou man. Halleluja. My man is oud, moenie vir my lieg nie. Dit kan nie gebeur nie. En hy sê vir haar, volgende jaar hierdie tyd, sal daar vir jou 'n deurbraak wees. Volgende jaar hierdie tyd, sal daar 'n babietjie wees in hierdie huis. En baba verteenwoordig 'n geboorte van 'n nuwe seisoen. Omdat jy betrokke was en gemerk het en betrokke is by die dinge van die Here, sal daar vir jou 'n deurbraak wees. There's something new for you. Daar is 'n nuwe seisoen vir jou, 'n nuwe begin vir jou. Daar is iets vir jou moois op pad. Daar is nie net meer julle twee se stem in die huis nie, maar daar sal 'n nuwe asem in hierdie huis wees, omdat jy betrokke geraak het by die dinge van die Here. En hier is sy gewees en iets is gebeur rondom haar. Op hierdie tyd volgende jaar sal dinge anders te wees in hierdie huis. En dit het my baie laat dink. Hier staan ons by die begin van hierdie jaar, of hierdie week, is dit begin van 'n nuwe jaar. In ons lewens. En hier is my kosbaar in my hart vanmôre kerk. En dis wat die Gees van die Here met my gepraat het en ek vertrou dat die Here met jou ook gaan deel. Raak betrokke in die dinge van die Here. Raak betrokke en maak plek vir die dinge van die Here. Maak tyd vir die dinge van die Here. Belê in die dinge van die Here. Kom ons as gemeente, Lewende Woord, is 'n betrokke, en ek dank die Here, dat Lewende Woord gemeente is 'n betrokke gemeente. Is 'n gemeente wat sê, ons wil 'n verskil maak daar buitekant, maar daar's meer as buitekant. Ons kan verskil bring hier in ons eie gemeenskap. Lewende Woord, maak 'n verskil, bring 'n verskil, raak betrokke en sien wat die Here gaan doen. En ek vertrou dat volgende jaar, hierdie tyd, sal ons sien dat daar geboorte is vir 'n nuwe seisoen ook in ons lewens, nie net in hierdie lewe, maar in my lewe ook. So moet ons betrokke raak by die dinge van die Here. Kan ek gou hierdie sê? Maak soos hierdie vrou spasie vir die dinge van die Here. Maak tyd vir die dinge van die Here. Maak plek vir die dinge van die Here. En jy gaan sien, ek vertrou, dat volgende jaar, hierdie tyd, jy sal terugkyk en sê, waarlik, die Here het vir my deurgebreek. En hier is my hart vanmôre, meer as dit. Ek wil net gou die vir 'n oomblik vanmôre, sê die woord van die Here nie vir ons in Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word nie. Soek eers die koninkryk, sê vir jou buurman, soek eers die koninkryk. Kom aan, die ander een glo dit, jy sê dit vir jou ander buurman, soek eers die koninkryk. En die alles word by ons gevoeg, sê die woord van die Here nie so nie. Soek die Here eerste in jou werk, soek die Here eerste by jou huis, soek die Here eerste by jou in jou huwelik. Soek God eerste, maak hom eerste, raak betrokke, en ek glo soos hierdie Sunamitiese vrou, sal jy ook volgende jaar terugkyk en sê, daar is 'n deurbraak in my lewe gewees. Soek eers die koninkryk van God. Die res sal vir jou bygevoeg word. Vir 'n oomblik wil ek hê jy moet jou vinger net op hierdie verhaal hou. En ek wil net gou teruggaan, want die Gees van die Here het vanmôre vroeg vir my hierdie gesê, onthou jy 'n man met die naam van Obed-Edom? Obed-Edom het iets gebeur, Obed-Edom, ek wil net gou daar het nou dood gegaan.
Obed-Edom het iets kosbaars gebeur rondom Obed-Edom. Obed-Edom het daar is hy daar so? Loof die Here. Obed-Edom het iets gebeur. Obed-Edom het kom nou. My vinger, dis wanneer ek wil vorentoe gaan en vorentoe hardloop. There we go. Loof die Here. En die ark van die Here, omdat die ark was weg. Die ark was by die Filistyne gewees. En toe die ark by die Filistyne was, het iets gebeur. Wat gebeur? Die ark van die Here 3 maande lank in die huis van Obed-Edom die getiet gebly. En die Here het Obed-Edom en sy hele huis geseën. Almal ken die verhaal wat het gebeur rondom die ark van Obed-Edom. Obed-Edom en toe Dawid die ark wou gaan haal het en hulle bring die ark by die Filistyne, het hy 'n nuwe wa gebou. Hy het alles mooi gemaak maar dit was nie God se plan hoe die ark vervoer moes geword het nie. En toe die ark struikel en Usar die ark keer, het God vir Usar geslaan en hy is doodgeval net. Wie kan die verhaal onthou? En Dawid skrik en sê ek kan nie, hierdie ark kan nie by my in die huis kom nie. Maar Obed-Edom steek sy hand op en sê ek wil plek maak vir die ark van die Here, sy teenwoordigheid in my huis. Bring vir my die ark. Ek wil die ark hê. En die ark het vir 3 maande lank het dit gebly by Obed-Edom aan huis. En die woord van die Here sê dat die Here het Obed-Edom geseën. Why? Because he made space for God. Hy het gesê, Here, ek wil U in my huis hê. 3 maande lank. Man, ek het al gedink oor hierdie gedeelte. Ek het gewonder hoe die bure geskinder het oor Obed-Edom. Want in 'n kwessie van 3 maande het dinge rondom Obed-Edom in sy huis verander. En ek het so 'n paar dinge neergeskryf en gesê, wat het die bure gedink? Verhoudings is herstel, blydskap in die Here, gesigte blink vanweë die Here se heerlikheid, groente en wingerde groei, daar is 'n oes, wysheid is in die huis, tyd met die Here, vooruitgang, vrede, bonatuurlike krag, goedheid, guns, sukses, finansiële vooruitgang, beskerming en seën. En weet jy wat's nog meer kosbaar van hierdie woord? Die woord leer ons verder as jy gaan dieper studie doen, dat die generasies na Obed-Edom het almal met die tempel betrokke geraak. Why? They made space. Ek sê, ja, ons soek die Here in hierdie Sunamitiese vrou dieselfde. Ek wil dit nie net op 'n Sondag beleef nie. Maar ek wil dit saam met my huis toe vat. Ek wil by my huis wil ek die Here se teenwoordigheid voel. Wanneer ek agter die besem is, halleluja, wie saam met my al daar? Wie het al die kombuis uitgevee met jou praise and worship musiek? Terwyl ek in my kar ry, wil ek hê die Here moet saam met my wees. En nie net op 'n Sondagmôre hier by Lewende Woord nie, maar ek soek die teenwoordigheid van die Here by my huis, in my kamer, by my mense, by my werk. Ek wil plek maak vir die Here in my lewe. Ek wil plek maak vir hom, halleluja. Nie net plek maak nie, maar tyd insit. Plek maak, tyd insit, tyd spandeer met die Here. Daar's 'n studie gedoen. Kan ek gou net vir 'n oomblik hierdie gee? Daar is 'n studie gedoen met Jonathan Edwards en Max Jukes. Hulle het teruggegaan in 'n paar generasies oor hierdie manne. En Jonathan Edwards is 'n prediker gewees in die 1700s. Hierdie man, 1700s het hy gepreek en in 1727 is hy getroud en hy het 11 kinders gehad. 11 kinders. En iets wat vir my kosbaar was oor hierdie persoon, John Edwards. John Edwards het elke dag, as hy terugkom van die werk af, het hy 'n uur spandeer met sy kinders. En hy het hierdie uur spandeer nie net met sy kinders nie, maar met God. Hy het vir hulle gebid, luister mooi, en hy het elke aand die seën van die Here oor sy kinders afgebid. En gesê, ek bid vir julle, ek seën julle. En hulle het tyd gemaak, plek gemaak vir die dinge van die Here. John Edwards se geslag, se nageslag hierna, kan ek gou vir jou gee? Jonathan Edwards, jy kan dit gaan Google. His legacy, die nageslag, Obed-Edom se kinders het by die tempel betrokke geraak. John Edwards, omdat hy 'n plek gemaak het vir die Here, luister mooi. His legacy includes 1 US vice president, 1 dean of a law school, 1 dean of a medical school, 3 US senators, 3 governors, 3 mayors, 3 college presidents, 30 judges, 60 doctors, 65 professors, 75 military
officers, 80 public office holders, 100 lawyers, 100 clergymen, and 285 college graduates. Why? Because they made room for Jesus. Sy teenwoordigheid in my lewe. Maar die ander man, Max Jukes, wat glad nie 'n kind van die Here was nie, in tronke opgeëindig het. Sy nageslag was bad. 17 moordenaars, 16 diewe, 60 diewe, 190 prostitutes, 150 other convicts, 440 who were physically wrecked by addiction to alcohol. Of the 1,200 descendants that were studied, 300 died prematurely. Want dat jy plek gemaak vir die Here in sy lewe nie. En hier staan ons, terug by die Sunamitiese vrou. Nadat hulle plek gemaak het, sy die deur gaan staan het wat by die vorige seisoen nie daar was nie, spreek daar 'n belofte uit en sê, volgende jaar hierdie tyd sal jy 'n seun baar. Sal daar 'n seun wees. En hierdie seun is gebore, hierdie belofte het tot stand gekom, en hierdie seun gaan werk in die oes, werk saam met sy pa. Terwyl hy saam met sy pa gewerk het, gryp hy sy kop, sê die Bybel, en hy skree, my kop, en iets gebeur. Sy pa sê, vat hom na sy ma toe, en hy gaan sit op sy ma se skoot. Terwyl hy op sy ma se skoot gaan sit het vir die hele middag, sê die Bybel, en die middag toe sterf hierdie kind. Die belofte sterf. Hierdie ma doen iets. Sy aanvaar nie dat die belofte in haar lewe dood is nie. Sy gaan vat hierdie seun, sy draai hom nie toe in grafdoeke nie. Sy gaan lê hom op die bed van die profeet. Want haar hart het gesê, ek gaan hom gereed kry vir opstanding en nie vir begrafnis nie. Halleluja. En hier is my hart vanmôre. Daar is beloftes wat die Here vir ons het. Daar is beloftes wat ek kan vashou, wat ek glo die Here oor Quintus se lewe gespreek het. En dit voel of die beloftes soms dood is. Dit voel of daai beloftes nie in werklikheid is nie. Kan ek dit vanmôre sê? Ons het nodig om weer bietjie ons die deur agter ons toe te maak en vir die Here te sê, Here, ek herinner U aan die beloftes wat U vir my gegee het. Halleluja. Daar's 'n belofte, sy sit hierdie belofte in 'n opstandingsposisie en nie in 'n begrafnisposisie nie. En sy gaan, sy praat nie 'n woord nie. Sy stil. Sy sê nie eens vir haar man dat haar kind dood is nie. Sy sê, laai vir my 'n donkie, kry vir my gereed, want ek moet by die man van God uitkom. En terwyl sy na die man van God toe ry op die donkie, sien die profeet haar en sê, dis sy wat aankom, gaan haar tegemoet. Gaan praat met haar, en jy kom Gehasie by haar aan, en hy sê, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou man? En al wat sy uiter is, dit gaan met my goed, halleluja. Al lyk dit by die huis, die beloftes is dood, maar dit gaan goed, halleluja, want God is op die troon. En soms, sy spreek jy haarself, want sy is te bang, as sy 'n woord sou spreek, gaan die belofte dood wees in haar hart, en in haar lewe, sy moet eers dit by die Here uitbring. En sy praat nie 'n woord nie. Sy sê dit gaan goed. Sy gaan eerste. Sy vat hierdie kind en sy gaan sit hom op die bed neer. Dit gaan goed, het sy gesê. Ek love die Engelse vertaling het gesê, it is well. It is well with my soul. Dit gaan goed. Ek het 'n tannie in ons vorige gemeente in Potchefstroom gehad. Dit was al die jare nie bediening. Tannie Marie en pastoor pastoor Willie Olivier. Hulle was jare terug in Kraaifontein ook gewees. En as ek met tannie Marie praat, 'n man is dood. Haar seun het so 2-3 jaar terug gesterf van kanker, daar het ons gemeente uit. Nadat sy vir haar kind al die jare gebid het om die Here aan te neem. Hy het in 'n pastorie groot geword, nooit die Here aangeneem nie. En na sy pa se sterfbed en nadat hy kanker gekry het, nothing. En toe die Here eendag hom sy lewe gedraai het, en dis 'n lewende getuienis dat if you keep on praying, die Here antwoord tog ons gebede. Is daar iemand wat saam my kan stem? It's never too late. Dis nooit te laat nie. Hy het die Here aangeneem en hy het kanker gekry en hy is oorlede so 'n paar jaar terug. Maar ek onthou een ding wanneer ek by tannie Marie gekom het en in Willie se omstandighede terwyl hy ook sterf van kanker en Etienne in die hospitaal is en veg vir sy lewe. En as jy vir tannie Marie gevra het, tannie Marie, gaan dit met jou goed? Hoe gaan
dit aan die maar nie, dan sal sy vir jou altyd gesê het, Quintus, dit gaan goed, want die Here is vir ons goed. Halleluja. Dit lyk nie so nie. Dit is veg kanker. My familie val uit mekaar uit, maar die Here bly goed. Halleluja. En hy is op die troon. Daarom sal dit goed gaan. Die kind is dood, dit gaan goed. Dit is wow. En iets gebeur hierso. Hulle het in die huis gegaan en hulle het die deur agter toegemaak. Die profeet doen iets weird. Die profeet gaan en hy gaan strek hom uit oor hierdie kind. Hy gaan sit sy mond op die kind se mond. Sy oë op die kind se oë. Sy hande op die kind se hande. 'n Mond spreek van herlewing van die woord. Oë spreek van herlewing van visie. Die hande spreek van herlewing van die werke. Ek love wat die woord sê. Afrikaans sê dit nie so mooi nie. Die Afrikaanse woord sê net, en hy het warm geword. God warm. Maar dis nie wat die Engelse vertaling sê nie. Die Engelse vertaling sê so mooi. King James sê, ek wil dit gou vir jou lees, dit sê, King James sê, and the flesh of the child waxed warm. Waxed warm. Wat beteken die volgende? It therefore waxed warm means to grew warm, became warm gradually, slowly, but surely, het sy liggaam begin warm word, want hy het begin om uitstrek oor die belofte wat die Here gegee het. Hy het gegaan en sê, hierdie belofte behoort aan hierdie vrou en hierdie kinders, en hy gaan lê oor hierdie kind, en hierdie belofte het begin warm word, seker begin hierdie, en toe hy hom weer kom kry, toe die kind opgestaan, en hy is terug in die arms van die ma, en so glo ek in my hart en my lewe vanmôre, dat die Here vir elkeen van ons beloftes in sy woord het, en ons moet net bietjie gaan en die deur agter ons gaan toemaak. Oei. Dieselfde Matteus 6, wat gesê is, Matteus 6:33, wat sê, maar soek eers die koninkryk, het ook gesê, maar sluit die deur agter jou. Sluit die deur agter jou. En Vader wat in die verborgene is, sal jou in die openbaar vergelder. Ek weet nie van jou nie, maar Quintus vanmôre het 'n paar beloftes waarin ek vashou. Ek en Marlyn praat gister. Ek sê vir Marlyn, die Here het my beloftes in die woord gegee. Skrif, wat nie net logos woord was nie, maar wat rema woord geword het in my lewe. Beloftes wat God oor Quintus se lewe gespreek het. En ek het geweet dit was nie iemand anders wat dit vir my gegee het nie, maar die Heilige Gees het hierdie belofte vir my gegee. Ek het hierdie beloftes vir persoonlik. Is daar mense nog wat saam met my is wat sulke beloftes het? Wys gou jou hand asseblief, want ek weet ek praat met iemand. Daar beloftes in die woord. Is daar van die beloftes wat jy opwag voor? Is daar sulke beloftes? Miskien is daar beloftes in jou lewe vanmôre wat jy sê, "Jog, dit voel dit dood, Here. Here, wanneer gaan hierdie beloftes in my lewe tot werklikheid kom? Wanneer gaan dit gebeur? Here, U het gesê in die woord, maar wanneer, Here? U het beloof U gaan my kind red, maar wanneer, Here? Here, U het beloof dinge gaan gebeur, maar wanneer, Here? Ek gaan dit vir ons gemeente sê, want ons is mos nou, ons is family. Kan ons goedes met mekaar deel? Kan ons dit doen? Kan ons dit doen? Een van die beloftes 2024 wat die Here vir my gegee het, hy het gesê, Quintus, maak jouself gereed. In die Bybel skrif, ek het dit neergeskryf. Jy gaan skuif. Jy gaan na 'n plek toe gaan. En die plek se naam, en nog in die skrif wat uitkom, dis Capernaum, en 'n village of comfort, en dit sê ook by die see. Dis wat die Here vir my gegee het, en hier staan ek by die see. Hier's ek. Maar saam met daai belofte het gekom, ek sal vir julle 'n huis voorsien. Ek gaan vir julle 'n huis voorsien. En ek kan maar kyk in ons shop, as ek my vrou kry so Property 24. Want ons nog nooit ons eie huis gehad nie. Never. Ek weet nie, kom maar, dis nie saam met my, ek weet wat gaan nie Kaap aan nie. Wie sal op Property 24 gewees? Wie was al daar? Ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie. Wie is iemand wat saam met Quintus is ook, halleluja. How do they do it? Hoe doen hulle dit? Hoe koop jy 'n huis?
in die Kaap in 2025, 26. How do you do it? Maar hier is die ding. Ek weet nie hoe nie. Ek weet nie wanneer nie. Maar ek vertrou die koning van die konings, dat hy sal voorsien. En ek hou net vas in sy beloftes, want dis wat God se woord gesê het. Is dit nie so nie? Dis net een van die beloftes. Een van die ander beloftes wat ek aan vashou is dat hy het gesê hy sal na my kinders kyk. En hy doen dit. Dis die belofte wat ek aan vashou. Maar daar is so baie beloftes wat ons al in ons pad langs gekom het en ons sê Here, dit voel dood. Ek dink dit is baie keer nodig om net 'n bietjie die deur te sluit agter ons. En die Here te gaan vertrou en sê Here, maar u woord het gesê. Sê die skrif, het jy geweet daar's tussen 3000 en 8000, ek dink 800 verskillende beloftes in die Bybel? Hang op watter vertaling jy lees. Tussen 3 en 8000 beloftes in die Bybel.